Hi graad 12's, ons is terug om julle te help met vraestel 1 en om julle al die nodige wenke te gee wat julle nodig het om sukses te behaal. Ons begin onmiddellik. Afrikaans, huistaal en IAT is vandag gemeng, so verskoon as ek so bietjie my taal meng. Afdeling A in julle vraestel 1 is julle begripstoets. My advies, raak rustig en haal diep asem. Die eerste ding wat julle sal moet doen, is om julle teks rustig deur te lees. Nadat julle hierdie teks deurgelees het, kan julle oorbeweeg na die vrae van die begripstoets. Julle lees deur die vrae en soos julle deurlees, is dit belangrik om al die vraagwoorde te onderstreep. Daarna kan ons weer terugbeweeg na die teks, waar ons dan moontlike antwoorde onderstreep en nommer volgens die ooreenstemmende vraag. Nadat ons dit gedoen het, graad 12's, kan ons begin om die vraag te beantwoord. Beantwoord die vraag in volsinne. Tensy anders gevra word. In sommige gevalle mag hulle vra, gee vir hulle een woord. Dan maak jy net so, net een woord. Dan in graad 12's is dit ook belangrik om julle antwoorde presies te nommer, soos dit genommer is in die vraestel. Die geleentheid vir kreatiwiteit is nou verby. Dit was vraestel 3. Ons is besig met vraestel 1 en daarvoor vereis ons dat julle instruksies deeglik, duidelik en presies volg. Wanneer dit kom by die opinievraag, onthou asseblief dat julle wel verwag word om standpunt in te neem en 'n opinie te vorm, maar dat hierdie opinie ondersteun moet word deur inligting uit die begripstoets self. Al daardie stappe kan julle maklik onthou deur hierdie sin. Richard ordered a very neon pink otter. Richard, rustig lees. Ordered, onderstreep vraagwoorde. Antwoorde onderstreep en nommer. Very, vol sinne. Neon, nommer korrek. Pink, die punte toekenning. En otter, die opinievraag. Hoe gemaak as ons nie die vraag verstaan nie? Dikwels kom ons woorde te wat of te lank is of net wildsvreemd is. Wat maak ons dan? Daar is geen rede om paniekbevange te raak nie. There's no reason to panic. Een van die opsies wat jy het, is om groot woorde in kleiner verstaanbare woorde op te breek. Dit mag jou help om hierdie woord te verstaan. Selfs gebroke Engelse vertalings kan 'n bietjie insig bied oor wat die woord moontlik beteken. Die tweede opsie is om die woord se betekenis af te lei uit die konteks waarin dit gebruik word, solank dit sin maak. Goed, ons beweeg aan na afdeling B. Hierdie is 'n maklike 10 punte vir beide IAT en huistaal. Die instruksies vir hierdie afdeling B lyk anders vir huistaal en IAT. IAT slegs kolpunte of genommer van 1 tot 7. Lees asseblief die instruksies deeglik. As ons kyk IAT na julle opsomming, sê dit hier, skryf die wenke puntsgewys neer. Indien dit die enigste instruksie is oor hoe om dit te skryf, en nommer die sinne van 1 tot 7 soos hier staan is uitgelaat, then you are required to write in bullet points. But because they are saying number from 1 to 7, you then number from 1 to 7 and you do not use bullet points. Huistaal, julle het dieselfde opsie van puntsgewys of genommer, maar julle het ook 'n derde opsie waar daar van julle vereis mag word om 'n paragraafvorm te gebruik. Kyk asseblief uit daarvoor en soos ons reeds van die begin af gesê het, in vraestel 1 is dit uiters belangrik dat julle instruksies deeglik uitvoer.
Verder vir die opsomming kan ons hierdie wenke gebruik om ons te help om 'n bietjie sin te maak van wat aangaan. Wanneer hulle vereis dat jy 7 feite neerskryf, kyk byvoorbeeld na die struktuur van die teks wat gegee word. As hulle 7 feite vra en daar is onder andere 8 paragrawe, dan kan ons aanneem dat die eerste paragraaf moontlik inleidend is, of dat die laaste paragraaf miskien net die slot is. Kyk uit daarvoor. As hulle vra vir 7 feite, maar daar is slegs 6 paragrawe, is daar moontlike paragraaf wat effens langer is, en daar lê moontlik 2 feite in daardie paragraaf. Gewoonlik is die feite of die wenke of die there goes my words. Negatiewe gevolge of effekte, wat hulle ook al vir jou vra om op te som, gewoonlik is dit die hoofgedagte van elke paragraaf. Dit is daarom belangrik, as jy regtig nie weet wat aangaan nie, dat jy dan die hoofgedagtes probeer opsom. Laastens is dit ook belangrik met die opsomming, dat jy hou by die woordbeperkings. Hoe word die opsomming bepunt? Goed, dit verskil vir IAT en huistaal, maar luister mooi. 7 punte vir 7 feite en 3 punte word toegeken vir taal. Hier is die gebruik van jou eie woorde, net soos met die begripstoets en die volsinne, is eie woorde en volsinne ook belangrik by die opsomming. Indien die opsomming ten volle al die feite word gegee in jou eie woorde, kry jy 'n volle 3 punte vir taal, wat jou 'n 10 uit 10 verseker. Indien 4 tot 5 korrekte feite in jou eie woorde deurgegee word, verkry jy 'n volle 2 punte, wat jou 'n maksimum van 7 uit 10 verseker. Indien 1 tot 3 feite korrek in jou eie woorde weergegee word, kry jy 1 punt maksimum vir taal, wat jou 'n maksimum van 4 uit 10 punte in die sak kan kry. Dan, wat gebeur as jy direkte aanhalings gebruik, geensins jou eie woorde gebruik in hierdie opsomming nie? IAT, as jy 6 tot 7 korrekte aanhalings het, direkte aanhalings, geen van jou eie woorde nie, kry jy geen punte vir taal nie. Wat beteken, jy kan 7 uit 10 kry en niks meer nie. Indien 4 tot 5 van jou aanhalings korrek is, kry jy 1 punt vir taal, wat beteken, slegs 'n maksimum van 6 uit 10 is moontlik. En dan, as slegs 2 tot 3 van jou aanhalings korrek is, kan jy 2 punte kry vir taal, wat beteken 'n maksimum van 5 uit 10. Huistaal, vir julle werk dit 'n bietjie anders. Wanneer jy jou eie aanhalings gebruik, wanneer jy direkte aanhalings gebruik, en 1 tot 5 van hierdie aanhalings is korrek, kry jy slegs 1 punt, wat jou net 'n maksimum van 6 uit 10 kan gee. So die resep vir die opsomming is om jou instruksies duidelik te volg en jou 7 wenke of 7 feite wat ook al gevra word, so ver moontlik in jou eie woorde op te som, sodat jy verseker kan wees van die maklike 10 punte. Ons beweeg aan na afdeling C, taalstrukture en konvensies. Hier, graad 12's, is dit belangrik dat jy die konteks in gedagte hou. If you are asked to provide a diminutive, 'n verkleinwoord, en die woord wat verklein moet word is in die meervoud, moet jou antwoord, die verkleining, ook in die meervoud wees. Dit is maar een voorbeeld, maar kyk uit vir dinge soos sinonieme, antonieme, meervoude verkleinwoorde, om seker te maak dat hulle pas in die gegewe konteks. Dan is dit belangrik vir afdeling C om te oefen, oefen, oefen.
en ou vraestelle uit te werk. Die laaste vir afdeling C is dat spelling en sinstruktuur uiters belangrik is. Hier tel dit. Indien 'n woord verkeerd gespel word, kan jy nie die punte kry nie. Ons gaan nou kyk na verdere nuttige notas wat julle moontlik kan help met die voorbereiding vir hierdie vraestel. Die direkte en die indirekte rede. In die teks sal jy 'n sin ontvang. So jy ontvang 'n sin. Jy moet dan besluit, is hierdie sin 'n stelsin of is hierdie sin 'n vraagsin? Die maklike opsie sou wees om te sê, dit is 'n stelsin. Ons sal weet dis 'n stelsin wanneer hulle 'n woord gebruik soos sê. Goed, as dit 'n stelsin is daar hierdie 4 stappe wat jy volg. Jy skryf tot by sê, jy voeg in dat, jy verander die voornaamwoorde en jy skuif die werkwoord na die einde van die sin. Wat hierdie stappe so maklik maak, is dat 3 van die 4 stappe vir elke opsie dieselfde bly. Dit is slegs stap 2 wat verander. Kom ons kyk, sou die gegewe sin 'n vraagsin wees, is daar egter 'n ekstra stapie bygevoeg. Jy vra dan vir jouself, is dit 'n ja-nee vraag? Of is dit 'n vraag wat verdere verduideliking verg? As ons sê dis 'n ja-nee vraag, beteken dit dat die antwoord op die vraag of ja of nee is. Byvoorbeeld, as ek vra, Johan, het jy jou huiswerk gedoen? Is die antwoord of ja of nee. Maar as die sin lees, Johan, wanneer gaan jy jou huiswerk doen? Kan die antwoord nie wees ja of nee nie. Johan moet verder verduidelik wanneer hy dit gaan doen. Nooit, vandag, môre. Dit is 'n tipe vraag wat dan verdere verduideliking verg. Kom ons sê dis 'n ja-nee vraag. Wat doen ons dan? Soos hier skryf ons tot by vra. Goed, nie sê nie. Sê is vir stelsinne, vra is vir vraagsinne. Ons skryf tot by vra. En in plaas van die dat by stap 2, voeg ons in of vir ja-nee vraag. Ons verander die voornaamwoorde, soos by 'n stelsin, en ons skuif die werkwoord na die einde, soos by die stelsin. So ons kan sien dat stap 1, 3 en 4 om en by dieselfde gebly het. Die verandering het ingekom by stap 2. So dan, as dit 'n vraag is wat verdere verduideliking nodig het, volg ons stap 1, ons skryf tot by vra, maar by stap 2, ekskuus, hier is 'n nummeringsfout. Right, by stap 2 voeg ons die vraagwoord in. Onthou, ek het vir Johan gevra, wanneer gaan jy jou huiswerk doen? So, die indirekte rede sal wees, juffrou vra vir Johan, wanneer hy sy huiswerk gaan doen. So, wanneer word daar gebruik as die vraagwoord in die plek van of dat. Wanneer hierdie sin 'n vraagsin is wat verdere verduideliking nodig het. Ons verander die voornaamwoorde, ons skuif die werkwoord na die einde van die sin en sien daar. Goed. Ek hoop dit maak sin. Graad 12's. Dan, oepsie daisy. 'n laaste een waar leerders dikwels kleitrap is leidend en bedrywend. Met leidend en bedrywend is dit wel nodig dat die leerder die sinstruktuur goed verstaan. So graad 12's gaan terug na jou sinstrukture, verstaan die onderwerp,
die voorwerp, die gesegde en al die ander dele van die sin. IAT, dit is stompie. The subject, object, verb, time, place, manner, and the infinitive. All those parts you need to be able to identify successfully within a sentence to be able to answer leidend en bedrywend. Kom ons kyk. So, ons begin, soos ek gesê het, identifiseer al die dele van stompie. As die deel nie daar is nie, kan ons hom identifiseer nie, maar die opdrag is, jy identifiseer al die dele wat wel daar is. Dan word stompie herskryf in hierdie volgorde, want ons word reeds vir 'n baie lang tyd elke jaar dieselfde geleer, dat ons die onderwerp, die subject, en die voorwerp, die object, bloot omruil by leidend en bedrywend. Wat beteken, julle sal sien, die res van die sin, die res van stompie, bly steeds in dieselfde volgorde. Onthou, dat deur altyd voor die onderwerp kom. It is always in front of the subject, because it is being done by the subject, right? By en deur is dieselfde. In die teenwoordige tyd word jou verb 1, jou eerste werkwoord, en jou laaste werkwoord ontvang 'n ge. In die verlede tyd moet ons onthou dat die het, wat altyd daar is, verander na is. En jou werkwoord 2 sal 10-10-1 reeds 'n ge hê. En die toekomende tyd word sal jou werkwoord 1, werkwoord 2 kry 'n ge, maar sien daar, aan die einde word daar ook 'n woord bygevoeg om die sin te voltooi. Goed, ons beweeg aan. Visuele geletterdheid is ook 'n groot deel van jou vraestel 1. Dit kan voorkom in afdeling A as deel van daardie begripstoets om te kyk hoe goed verstaan jy die visuele teks, maar dit kom ook voor in afdeling C, waar jy strokies, prente en advertensies ontvang as konteks. Goed, hier is 'n paar woorde op die skerm wat julle moontlik kan help om vrae te beantwoord. Woordeskat, om in hy woordeskat mandjie van julle te gooi, om te onthou wanneer julle hierdie vraestel skryf. Graad 12's, ek het gedeel wat ek het. As julle moontlik kennis het, of enige wenke het om te deel met julle mede-matrikulante, los dit asseblief in die kommentare, sodat ons mekaar kan help om sukses te behaal. Die laaste mite wat ek graag wil opklaar, is dat jy nie kan voorberei vir vraestel 1 nie. Dit is onwaar. Die beste manier om voor te berei vir vraestel 1, is om jou taalreëls te gaan leer, en dan ou vraestelle uit te werk, en soos gesê, te oefen, te oefen, te oefen. Graad 12's, dit is dan al vir vraestel 1. Baie sterkte en ons sien julle volgende keer vir wenke op die voorbereiding van vraestel 2.